Hallo vriende, en baie welkom hier. Dis baie lekker dat jy saam met ons kuier vandag, hierso op Goeie Vrydag, die hoogtepunt van lydenstyd. En in hierdie week het ons die groot lydensweek gevier, waar ons verlede Sondag gekyk het na Jesus se intog in Jerusalem en ons in herinnering geroep het al daardie dinge wat in daai week gebeur het voor sy inhegtenisname en sy verhoor en dan natuurlik die kruisiging wat ons vandag vier. En mag jy daar, soos wat jy gekom het en soos wat jy wag om te ontvang, opnuut God Drie-enig sy liefde en sy genade hoor. Wanneer ons na die Ou Testament kyk, dan hoor ons die echo's van Christus en sy lyding. En vandag gaan ons 'n soortgelyke teks lees, ofwel 'n teks wat hiervan praat. En dit is dan Jesaja 52 en 53, die laaste narratief van die lydende dienskneg. Kom ons lees saam. En wanneer ons lees, kom ons onthou hierdie verhaal wat ons vandag vier. Christus wat ly, verwerp word en wat op die einde sterf aan 'n houtkruis. Kom ons lees saam. Kyk, my dienskneg sal suksesvol wees. Hy sal uitstyg, uittroon en baie verhewe wees. Soos baie ontsteld was oor hom, so onmenslik misvormd was sy voorkoms, sy gestalte nie meer die van 'n mens nie. Net so sal hy baie nasies verbuister. Koning sal oor hom swyg. Ja, hulle aan wie niks vertel is nie, sien, en wie nie gehoor het nie, begryp. Wie het geglo wat ons gehoor het? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong loot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit droë grond. Hy het nie die gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie. Nie 'n goeie voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes het hy dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos kleinvee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stom is. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem, en sy lot, wie dink daaroor na? Ja, hy is afgesny van die land van die lewendes, van wie die oortreding van sy volk hierdie slaam getref. Hulle het vir hom sy graf by goddeloses gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het, en bedrog nie in sy mond was nie. Maar die Here het verkies om hom te verbrysel. Hy het hom siek gemaak. As sy lewe dien as 'n skuldoffer, sal hy 'n nageslag sien, en lank leef. Wat die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. Na die swaar kry wat hy beleef het, sal hy sien. Hy sal versadig wees in sy kennis. My dienskneg sal hom as 'n regverdige betoon aan baie, en hulle sondeskuld, hy sal dit op hom laai. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood, en by oortreders gereken is. Hy het egter die sonde van baie gedra, vir oortreders het hy ingetree. Wanneer ons Jesaja 52 en 53 lees, dan hoop ek dat jy die kruisigingsverhaal van Jesus daarin kan raak sien. Nou, geleerdes is relatief verdeeld oor wie hierdie gedeelte gaan
in die konteks van Jesaja, en ons moet in gedagte hou dat Jesaja geskryf is in 'n tydperk wat Israel in ballingskap was, en waar hulle verstoot gevoel het, waar hulle verstoting en verwerping ervaar het, en daarom is geleerdes van mening dat dit dalk 'n individu kon wees, maar 'n groot gedeelte van geleerdes vermoed dat die lydende diensknegt na Israel self verwys. Israel wat probeer sin maak, en die profeet Jesaja wat probeer sin maak van waarom dit so sleg gaan met die volk, maar dat daar hoop is. Hoopelik hoor jy die ego van Christus hierin, en kan jy vanoggend ook sê dat Christus het die wêreld se lydende diensknegt geword. Want soos wat Jesaja vertel van die lydende diensknegt, soos Christus verstoot, soos hy verag, het mense hom verstoot en weggekyk, is hy soos 'n lam ter slagting gelei, het hy die sonde skuld van die wêreld op hom geneem, en het hy dit gedra. En dalk moet ons vandag hoor, dat dit nie net vir die wêreld is nie daar ver verwyderd van my en jou nie, liewe vriende, maar vir my en vir jou is hy ook die lydende diensknegt. Want hy het vir my en vir jou sondes gesterf. Ja, soos Paulus in Romeine sê, Christus het vir ons gesterf toe ons nog vyande was, toe ons nog nie sy kinders was nie. En hoe wonderlike gedagte is dit nie, wanneer ons vandag terugdink en ons hou dat Jesus Christus vir my en vir jou die lydenspad gestap het. Hy het dit gedoen toe ons hom nog verstoot het, toe ons hom nog nie geken het nie. En daarin vind ons weer sy wonderlike liefde en genade. Dat hy die wêreld so lief het, dat hy selfs vir mense wat teen hom is, sy lewe gegee het. Wanneer ons daarna kyk en ons dink aan Matteus 16 vers 24, dan sê Jesus, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem, jouself verloon en agter my aankom. En liewe vriende, in die lig van Goeie Vrydag en in die lig van Jesaja 52 en 53 wat ons gehoor het, in die lig van ons roeping as gelowiges, hoor dan vanoggend hierdie boodskap, hierdie vaste sekerheid, dat Christus sy lewe en sy offer vir my en vir jou was. Dat hy as ware die sonde van ons wêreld en van my en vir jou op hom geneem het, en dat hy die straf gedra het aan die kruis. En daarom wanneer ons hierdie verhaal hoor en opnuut weer daaraan herinner word, is die vraag, hoe lyk my lewe met hierdie wete? Hoe sê ek dankie? Neem ek my eie kruis op? Is my lewe, en wanneer ek praat van lewe, dan dink ons aan ons gedagtes, die woorde wat ons sê, die dade wat ons doen, hoe ons gesinslewe inrig, getuig dit van 'n lewe wat dankbaarheid teenoor Christus Jesus betoon, juis omdat hy sy lewe aan die kruis vir my gegee het. Ons weet, liewe vriende, die wêreld het soveel eise wat dit vir ons vra. Daar is soveel dinge wat ons tyd in beslag neem, en wat gelowiges, wat baie van gelowiges vra. En die vraag is hoe navigeer ons dit? Hoe balanseer ons hierdie dinge saam met ons verantwoordelikheid as getroue getuies, ons verantwoordelikheid as mense wat Jesus Christus volg? En ek dink ons moet dalk weer opnuut besef wat Christus vir ons kom doen het. Dit is die doel agter Goeie Vrydag. En hoekom ons Goeie Vrydag vier, is om onsself opnuut weer te herinner aan die offer wat Christus gedoen het vir my, persoonlik. Ja, daai geraamtes in die kas wat ons nie so baie maklik wil deel nie. Die foute wat ek weet ek het. Juist daarvoor het Christus vir ons kom sterf. En wat is my reaksie? Ja, Christus vra nie dat ons onttrek van die wêreld nie. Hy vra juist dat ons vanuit hierdie wete gaan leef in die wêreld. Dat ek my hart en my gedagtes, my woorde, my dade, my hele wese inrig volgens hierdie wete. En dalk word ons dan vandag uitgenooi, liewe vriende, daar waar jy is, met die naweek wat voorlê, om oomblikke te kry om weer opnuut te besef, eerstens wat Christus vir my kom doen het, en tweedens, hoe kan ek leef vanuit hierdie wete? En ons het die hele naweek tot en met Sondag
om opnuut weer te herinner te word aan die kruisiging, dat Christus vir my gesterf het, dat hy sy lewe in my plek gegee het, en dat ons dalk vir die Heilige Gees vra om in die lig van hierdie verhaal weer met my persoonlik te werk. Kom ons gaan sit hierdie naweek by die voete van die kruis. Hoe lyk my lewe in die skadu van die kruis? En hoe kan ek dankbaar wees teenoor God, Christus, wat sy alles vir my gegee het? Hoe leef ek? Hoe volg ek? Hoe neem ek my kruis op? Amen. Dankie Here vir die boodskap van Christus aan die kruis. En ons weet dat dit 'n so groot tragedie is, wat vir ons hoop en verlossing bring. Mag ons in hierdie naweek wat voor lê, met Stil Saterdag, opnuut weer daaraan herinner word. Mag ons weet dat die kruisiging is een van die belangrikste gebeurtenisse in ons as gelowiges se lewe. En mag die kruis en Christus wat sy lewe gee, opnuut weer in elkeen van ons 'n waardering bring, 'n uitnodiging om ons lewens daarvolgens in te rig. Dankie vir die liefde, dankie vir die offer aan die kruis. Dankie Here dat ons ook vanuit hierdie wete kan leef. Amen.